Goeiemôre, welkom by nog 'n erediensuitsending. Wie van julle kan vir my sê wat het van Januarie maand geword? Dit is al die 7de Februarie. So onthou asseblief dat ons kerkdeure weer oop is en dat jy en jou gesin baie welkom is om eredienste by te woon. Bespreek asseblief net op ons skakel wat aan jou gestuur word op jou slimfoon. Ons mag net 'n maksimum van 50 mense akkommodeer. Nou ja, omgord jouself vanmôre oordentlik, want ons gaan op 'n ruimtesending. As ons skriflesing, kan jy die eerste hoofstuk van die eerste brief van Petrus gaan lees. Jy kan dit na die tyd lees. Maar kom ons doen nou eers 'n gebed saam. Vader van genade, dankie vir soveel gawes en seëninge. Dankie vir samesyn rondom u woord. Dankie dat u nie van ons vergeet nie. Dankie vir soveel liefde en meelewing en lojaliteit onder ons mense. Ons harte gaan ook uit na almal van hulle in nood, veral hulle wat slagoffers is van die pandemie. Maak ons sensitief vir mekaar se noodkrete, pyn en worstelinge. Gee ons innerlike krag en volharding en bring ons by waters waar daar vrede is. Amen. Op 11 April 1970 word Apollo 13 gelanseer vanaf Kennedy ruimtesentrum. Aan boord is 3 bemanningslede, ruimtevaarders: James Lowell, Jack Swigert en Fred Haise. Dit is NASA se 7de bemande ruimtesending en 3de maanlanding. Die doel van die sending was om in die Cone-krater van die maan te land, wat veroorsaak is deur die impak van 'n meteoriet miljoene jare gelede. So die missie was om sampels grondstof saam te bring uit daai krater. En dit sou blykbaar lig werp op planeet Aarde se gewelddadige oergeskiedenis. In Bybelse terme, toe die aarde nog woes en leeg was. En soos met al die ander bemande maansendings, was die hele wêreld se oë gerig op Apollo 13. Ek was in standaard 3. Ons juffrou het 'n radioskool toe gebring sodat ons kon luister na die krakerige uitsendings. Oral het opwinding geheers. En bykans al die seuns in my klas wou op daardie stadium ruimtevaarders word. Ja, dit was die soort gebeurtenis wat almal se verbeelding aangegryp het. Die lansering het vlot verloop, maar slegs 'n paar uur voor die maanlanding sou plaasvind, het alles verander. En hier volg die woorde van James Lowell na die beheersentrum. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Yes, Houston, we've had a problem. Houston, we've had a problem here. Het julle die reaksie van die bemanning van die beheersentrum dopgehou, hulle liggaamstaal? Hierdie een enkele sinnetjie van James Lowell het alles verander. Wat gebeur het, is een van die vloeibare suurstoftanks het oopgebars. En met eens verskuif die fokus na krisisbeheer. Van 'n maanlanding met die doel om monsters van 'n meteoriet-impak van lank gelede te versamel na bring them back alive. Bring them back alive. Die eerste ding wat gebeur het, is dat die span aan die werk gespring het om koersaanpassings te doen met die tuig. As gevolg van die brandstoftekort
het ground control 'n traject uitgewerk wat die maan se gravitasie gebruik het om Apollo 13 soos 'n klip uit 'n slingervel terug te skiet na die aarde toe. Bykans al die elektroniese toerusting is afgeskakel om energie te spaar en vir tye was daar geen kontak tussen die bemanning en die beheersentrum nie. Hoe totaal geïsoleerd moes hulle nie gevoel het nie. En daarna het die Apollo 13 span soos een man saamgewerk om die ruimtevaarders in een stuk huis toe te bring. Op 17 April land die bemanning veilig in die Stille Oseaan en die hele wêreld slaag 'n sug van verligting. En dit sou bekend staan as die suksesvolste mislukte maanlanding. En hierdie verhaal van Apollo 13 is natuurlik nie uniek in die geskiedenis van die mensdom nie. Een van die gawes waaroor ons beskik is om ten tye van krisisse vinnig en effektief aanpassings te maak. Van ons natuurlik kan dit doen. Nie almal beskik oor die vermoë nie en gewoonlik is dit vir die sulkes wat nie die vermoë het nie, die einde van die pad. Hulle sterf uit, speel bankrot, maak deure toe, gaan tot niet. So die goue reël is dat hulle diegene wat vinnig kan aanpas oorleef. The survival of the fastest. En soos Apollo 13 het ons ook verlede jaar, Januarie 2020, sekere doelwitte in die oog gehad. Weliswaar nie so opwindend en gesofistikeerd soos 'n ruimtesending nie, maar ons het ook 'n missie gehad. 2020 is ironies genoeg in oogkundige terme die syfer vir 100% visie en ons het gereken dat 2020 'n jaar is waar ons almal met 'n 2020 visie dinge gaan aanpak en gaan deurvoer. Min het ons besef hoe beperk ons visie eintlik is op die toekoms. Want gedurende hierdie tyd verlede jaar het die boodskap begin deurkom in Apollo 13 taal: Houston, Wuhan, we had a problem here. Niemand van ons kon onsself in ons wildste drome voorstel wat ons te wagte was nie. Selfs die eindtyd profete was uit die veld geslaan en daar is baie van hulle. As ek vir julle verlede jaar hierdie tyd sou noem dat ons kerk se deure vir maande gesluit sou bly, as ek sou profeteer dat ons strande gesluit sou wees, dat die president vir maande ons kom en gaan met dekrete sou bepaal, soos in die tyd van Nebukadneser, sou julle my geglo het? Ja, oom Cyril se periodieke aankondigings die afgelope maande, van hulle natuurlik billik en realisties, ander heeltemal absurd, het naaste by op dieselfde neergekom as die woorde van die ruimtevaarder James Lowell. Houston, we've had a problem here. En van daar af moes ons almal aanpassings maak, koersaanpassings. Ja, die aanpassings wat ons moes maak was ingrypend. Jare van nou af sal ons nog om braaivleisvuur hier oor gesels, en soos ten tye van Apollo 13 sal ons bestek opneem oor wat ons hieruit geleer het. Kundiges op verskeie terreine het die sukses van die Apollo 13 aan die volgende faktore toegeskryf. 1. Vinnige koersaanpassings. 2. Leierskap en spanwerk. 3. Om te fokus. Te fokus. 'n gemeenskaplike fokus ten tye van 'n krisis. Die einste Apollo 13 beginsels. Koersaanpassings, spanwerk, om te fokus, geld ook vir ons in hierdie tyd. Kom ons veronderstel, ons sou na die eerste aankondiging dat ons nie eredienste mag hou soos gewoonlik nie, daarby berus het. Die deure gesluit het en maar net gewag het tot ons weer eendag kan aangaan soos altyd. Wel, ek glo nie ons sou nog hier gewees het as gemeente nie.
So die blote feit dat ons nog as gemeente funksioneer, met die genade van bo, is te danke aan presies dieselfde werkswyse as Apollo 13. Deur dadelik koersaanpassings te maak. En daaroor hoef ons nie verder uit te wy nie. Soos in die geval van Apollo 13, was ons ook totaal en al onkant betrap. Kom ek verduidelik. Die wat en die wie het dieselfde gebly. Maar die hoe het radikaal verander. Die inhoud, die wat van ons boodskap is dieselfde. Die wie, en dis julle, is dieselfde. Maar die hoe, dit was 'n probleem. En sonder die hoe, kon die wat nie by die wie uitgebring word nie. Maar hier is ons vandag, na 'n jaar. En mag ek dit waag om te sê, ons het gegroei. Ons geloof het verdiep. Mag ek dit waag om te sê dat in sekere opsigte ons sterker, meer gedetermineerd is om te oorleef, meer vaartbelyn is, meer gelouter is. Van loutering gepraat. Nou kan ons 'n bietjie gaan kyk na 1 Petrus 1. In die eerste brief van Petrus lees ons hiervan. Ons lees vanaf vers 3 tot 9 in hoofstuk 1 van die sogenaamde loutering van die gemeentes. En die loutering waarvan Petrus praat, is in Apollo 13 taal, Houston, we have a problem here. Gemeentes in die diaspora, Pontus, Galasië, Kappadosie, we've had a problem here. Wat was die probleem? Die lidmate van die gemeentes in Klein-Asië was onder enorme druk. Die koekoeskeiser Nero, wat op daai stadium aan bewind was, het hulle getuister, geviktimiseer. En van die Christene moes, om te oorleef, allerhande vindingryke maniere vind. Hulle moes koersaanpassings maak, daai klein gemeentetjies, strategieë verander. In sy briefie doen Petrus presies dieselfde met die gemeentes as die Apollo 13 span. Hy sê vir hulle, fokus ouens. En wat was hulle gesamentlike fokus in daardie uitdagende tyd? Volgens 1 Petrus 1 vers 7 was dit die volgende. Om deur die loutering, deur die uitdaging, die krisis, sterker anderkant uit te kom, gefokus op herlewing in Christus. Want die kernboodskap van die kerk oor alle tye bly herlewing, nuwe lewe. Apollo 13 se span was NASA se suksesvolste mislukking. En net so ook, het die vroeë Christene sukses dikwels uit hulle mislukkings gekom. Wat was die positiewe resultaat hiervan? Kameraadskap. Jare later is daar nog steeds 'n groter kameraadskap onder Apollo 13 se span as enige ander sending. Hoekom? Want hulle is deur 'n vuurdoop, gelouter soos wat daar staan in Petrus, 1 Petrus. COVID-19 is die kerk se vuurdoop, se Apollo 13 sending. En wat ek beleef het, is dat ons mense meer gefokus is. Dat ons dieper besin oor die waardes van die lewe, ons voorregte, ons posisie. Juis in die tyd waar ons ontneem is van so baie dinge waaraan ons gewoond geraak het, wat ons vanselfsprekend aanvaar, het ons die waarde van die lewe opnuut besef. Ja, 2020 was ons Apollo 13 sending. Ons moes drastiese aanpassings maak. Ons moes fokus. Ons het.
Vir die Apollo 13 span was dit bring them back alive. En vir ons was dit die kernwaardes van die evangelie, bring the gospel back alive. Ons het besef om te stry oor teologiese aksentsverskille, onbenullighede, 'n absolute luukse is wat ons eintlik van die fokus afgetrek het, van ons kernwaardes. En wat is ons kernwaardes? Naaste-diens, volharding, innerlike harmonie, vertroue op God, hoop. Dis die brandstof van die evangelie wat ons deur hierdie uitdagende tyd gedra het. En soos in die geval van hierdie ruimtesending, het dit vir ons ook gegaan oor sinergie, oor spanwerk. Nog nooit, vandat ek 'n predikant is, het ek soveel samewerking en lojaliteit beleef nie. Nog nooit het ons so gemaklik vergaderings gehou en besluite geneem nie. Nog nooit het mense met soveel inisiatief na vore gekom nie. Blaai ek deur die Bybel, veral deur die briewe van die vroeë gemeentes, het die waarde van spanwerk my opnuut opgeval. Paulus gebruik die beeld in 2 Korintiërs van die liggaam. Dat ons as ledemate van 'n liggaam moet saamwerk tot voordeel van die liggaam. Ons het geleer dat die oorkoming van 'n pandemie oor spanwerk gaan. Ook in die kerk. En spanwerk is per definisie altruïsties, waar jy primêr fokus op ander se belang en nie op jou eie nie. En wat is dit anders as agape, Christelike liefde? En wat sê Paulus? Sonder liefde is ek 'n nul op 'n kontrak.